Jy het so mooi jonk geword van dat ek jou laas gesien het, pastoor. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop, of as jy anders wil, hulle ry fiets. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek dra groete van Helen aan julle oor, dis my vrou. Helen sê ek moet vir julle gemeente groete stuur. Sê asseblief dankie. Moet ek nou van julle kant af ook vir haar groete oordra? Sal ek dit doen? Ek gaan dit doen. My kleinseun Jaco, wat nou 16 word oor 'n maand, was 6 jaar oud, daar op Montetjie, naby Woester, waar Laurens pastoor van die gemeente was, toe hy sy vinger in die motor se deur vasgeslaan het. Nou voor dit het ek vir hom Psalm 23 uit sy kop laat leer, en hy het die Psalm geken, en hy het vers 4 geken wat sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. En ek bel hom en ek sê vir hom, Jaco, was dit baie seer, toe jy jou vinger in die kar se deur vasgeslaan het? Hy sê, oupa, toe ek my vinger in die kar se deur vasgeslaan het, was ek in die dal van doodskaduwee. Toe ek 6 jaar oud was, het my pa op die grens van Damaraland en die Kahuku-veld daar in destyds Suid-Wes-Afrika geboer. En ons het op 'n sekere dag by oom Sakkie Pesano, ons bure, gaan kuier. Oom Sakkie het vir ons bietjie rondgevat en sy nuwe put gewys wat hy gegrawe het. Diep, maklik so diep soos die dak, die put. En toe sy my pa veld toe om te gaan jag, en my ma en tant Ali het by die huis gebly. En ek het daar buite rondgestap. En op die rand van die put gaan staan op die vars ingemesselde sementstene en afgekyk in die water. En ek onthou hoe die stene voor my afgetuimel het ondertoe en ek agterna. En toe ek myself kon kry, toe staan ek borsdiepte onder in die put, in die water. En ek het opgekyk en daar bo het ek die blou lug gesien en ek het geskreeu en gehuil en geroep. Niemand het my gehoor nie. Totdat ek opgemerk het dat die pyp wat die water uit die put opvoer teen die kant van die put gemonteer was. En ek het die pyp geneem en aan weerskante getrap en uitgeklim. Later het ek Psalm 40 gelees. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek. Hy het my gange vasgemaak, hy het my voete op 'n rots gestel en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onsse God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. In Januarie maand was daar ontsaglike veldbrande in Los Angeles in Kalifornië. Duisende mense het hulle huise verloor. Nou stel jou dit voor. Jy kom by jou huis en dan staan net die mirasie daar. Stel jou dit voor. Jy kom by jou huis, al jou meubels het verbrand, jou klere het verbrand, jou huisraad het verbrand, jou kombuis het verbrand.
Daar staan net swart gebrande mure voor. Stel jou dit voor. Dan gaan jy deur die vallei van trane. Soos Jakob deur die vallei van trane gegaan het, toe hy sy vinger in die deur vasgeslaan het. Soos ek deur die vallei van trane gegaan het, toe ek onder in die put beland het. So het daardie mense deur die vallei van trane gegaan. Op die 23ste Augustus 1989, 6:30 die oggend, was ek en Helen in die badkamer doenig om klaar te maak, toe ek die skoot hoorklap. En toe ek in die ander badkamer kom, toe lê die liggaam van my oudste seun van 15 op die vloer en my pistool daar een kant. Toe het die bodem van ons lewe uitgeval. En ek onthou so goed die volgende oggend, vroeg toe ek en Helen wakker word, en ons so regop sit in die bed en ons na mekaar kyk, het ons al twee in trane uitgebars. Ons was in die vallei van trane. Die Bybel het 'n naam vir die vallei van trane, hy noem dit die vallei van Baka, B-A-K-A, die vallei van Baka. En ons gaan vanmôre gesels oor die vallei van Baka. Vanaand as die Here wil, gaan ons praat oor die bad van Bethesda, dat jy in Johannes 5 kry. Maar vanoggend gaan dit oor die vallei van Baka. Ek was in my lewe deur klein valleitjies, deur klein droë laagtetjies, deur klein woestyntjies, maar ek was 3 keer in my lewe deur die vallei van Baka. In 1968, 1989 en 2005. Ek ken daardie vallei. As jy 'n Bybel by jy het en jy wil lees, saam lees, laai jy na Psalm 84. Psalm 84. Vir die musiekleier op die getiet. Nou 'n getiet is 'n snaarinstrument. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n Psalm. Die kinders van Korag was die nasate van Korag wat teen Moses in opstand gekom het, Koragiete, en op hierdie stadium was hulle die deurwagters van die tabernakel wat in Jerusalem gestaan het en wat Dawid teruggebring het Jerusalem toe. Die Koragiete was die deurwagters, the doorkeepers van die tabernakel. En hulle het hierdie pragtige Psalm 84 geskryf. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag. Het ek dit reg gesê? Hoe lieflik is u woning, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Vers 4. Selfs van die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê. Naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Vers 5. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is hulle wie se sterkte in u is.
in wie se hart die gebaande weë is. Vers 7. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Ek so bly ons het oor die reën gesing vanoggend. My mooi bevestiging van die woord. As hulle deur die droë laagte trek, vertaal die 1953 Bybel. Die King James en New King James sê, when they move through the valley of Baca. Die 2020 Afrikaanse vertaling sê, as hulle deur die Baca vallei gaan. Die 53 vertaling, as hulle deur die droë laagte trek. En dan kan jy al klaar agterkom dat die vertaling van Baca onsekere is. Is dit nou 'n vallei, is dit 'n laagte, maar daarby gaan ons nou kom. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Vers 8, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Wanneer jy dit lees in Psalm 84 vers 8, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion, en jy kyk na vers 7, as hulle deur die droë laagte trek, dan sien jy dat hier mense is op reis. Hulle trek deur die droë laagte, hulle verskyn voor die Here in Sion, hier is pelgrimsreisigers. Hier is mense wat van hulle huise af op pad is na Jerusalem, want in die Ou Testament was Sion 'n ander naam vir Jerusalem. Die stad van God. Hulle is op pad van hulle wonings af na Sion en op weg of onderweg moet hulle deur die vallei van Baca gaan. Die vallei van Baca wag vir almal wat op pad is van hulle woning af na Jerusalem. En hier sit ons vanoggend hier in Lydenburg en ons is ook op pad. Het julle geweet dat Lydenburg nie julle finale bestemming is nie? Het julle geweet dat Lydenburg nie julle finale bestemming is nie? Maar julle is op pad vanaf Lydenburg na die nuwe Jerusalem. Julle is op pad na die stad van God. Hebreërs 12 sê dit in vers 22. Hebreërs 12 sê, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Dis nie ons finale plek hier nie. Ons is op reis. Ons is pelgrimsreisigers vanaf Lydenburg na die nuwe Jerusalem. Maar op ons tog moet ons deur die vallei van Baca gaan. Vers 9, Here God van die leerskare, hoor my gebed. Maar het ons vers 8 gesê, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Hulle gaan dit maak en julle gaan dit maak. Julle gaan dit beslis maak tot in Sion. O God, ons, hoe sê hy, Here God van die leerskare, is dit vers 9, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob. O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Vers 11, want 'n dag in u voorhowe, dis nou die kinders van Korag wat praat, want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid.
Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. Is 'n mooi psalm, is dit nie waar nie? Dis net 13 versies. In hierdie psalm, en ons gaan bietjie daarna kyk, vind ons die vallei van Baka in vers 7. En ons vind ook in die woord grondliggende kenmerke van Baka. Dan vind ons ook gereedmaking, voorbereiding vir Baka in hierdie psalm. 'n Mens kan vir die vallei van Baka, jy kan vir die vallei van trane in jou lewe, kan jy voorbereiding maak. En dan kom ons by die gebede wat in Baka gebid word, derdens. En vierens by iets baie interessants, 'n geloofsbelydenis in die psalm, 'n geloofsbelydenis vanuit Baka. En ten slotte die gevolge van Baka. Klink dit vir u goed? Is jy reg vir die 5 punte? Grondliggende kenmerke, eerstens. En dit bring ons by vers 7 wat sê, as hulle deur die droë laagte trek, net dit, as hulle deur die Baka vallei gaan, die Hebreëse woord Baka se betekenis, sê die kommentare, is onbekend. Ons weet nie wat Baka beteken nie. Daar is 'n aanvoeling, daar is 'n gevoel dat Baka verwys na 'n plek van ontberinge. 'n plek van hartseer. 'n droë plek. 'n plek van pyn. 'n plek waar jou huis afbrand. 'n plek waar jou kind dood lê. 'n plek waar jy jou vinger in die motorkar se deur vasslaan. Dit is Baka. Die betekenis van Baka, Pastor Dries, is onseker. Dan staan 'n tweede baie belangrike punt wat die kommentare maak, omdat die betekenis onseker is die ligging van Baka onbekend. Selfs in die land Kanaan, of kom ons sê in die land van Judea, op pad na Sion, op pad na Jerusalem, is daar nie 'n enkele vallei met die naam van Baka nie. Baka is dus 'n metafoor. Baka is 'n simbool. Baka is enige plek waar pyn vir jou wag. Jy kan nie uit die suide kom, weste, ooste, noorde, ooste, en dan gaan jy deur Baka om in Jerusalem te kom nie. Daar is nie 'n Baka vallei nie. En tog is daar 'n vallei van Baka. Ek het 3 keer deur hom gegaan, waar ek in alle gevalle my huis verloor het, my werk verloor het, in die eerste geval my studierigting verloor het, want ek was nog 'n student, 1968, waar ek my ouers verloor het, waar ek my kerk verloor het, waar ek my toekoms verloor het, ek was in Baka. En ek ken die pad van die dood, wat deur Baka gaan. En ek ken ook die pad van broers, wat hulle rug op my draai, soos Paulus ondervind het in 2 Timoteus 4, wanneer hy sê, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie. Gaan lees dit dan 2
2 Timoteus 4 vers 16 en 17. In my eerste verdediging, toe hy nou voor die Romeinse regbank gedaag was, het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. Ek gee nie vir u detail oor die derde ervaring in Baka nie, is nie nodig nie, maar ek kan vir u sê, Baka is hel. Dan is daar 'n derde, so die eerste eienskap van Baka, of kenmerk van Baka, grondliggende kenmerk, is dat Baka se betekenis onseker is. Kan wees die vallei van trane, onthou jy die ou Afrikaanse uitdrukking, ons woon op hierdie ou tranedal. Dis 'n ou tranedal, daai idioom, ek is seker daarvan, kom uit Psalm 84 vers 7. Hierdie is 'n ou tranedal. Dis Baka. It's the valley of tears. En tweedens is sy ligging onbekend. Jy kan, nou wil ek 'n Engelse woord gebruik. You cannot dodge it. Jy kan nie Baka sy stap nie. Jy kan Baka nie sy stap nie. As jy jou weer kry, is jy binne in Baka. En dan die derde punt van belang ten opsigte van die kenmerke, die grondliggende kenmerke, is dat almal deur Baka gaan. Almal. Hier is nie een van ons wat hier sit, nie eers een, wat nie of deur Baka gegaan het, of nou in Baka is, of jong mense, hoor my, in die toekoms deur Baka sal gaan nie. Gaan gelowiges dan ook deur Baka? Hoor wat sê vers 5. Vers 5 sê, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wie is, as hulle deur die droë laagte trek. Wie trek dan nou deur die droë laagte? Hulle wat woon in die huis van die Here. Nie net ons nie, maar ook mense buitekant. Maar ons wat op reis is na die hemelse Jerusalem, moet deur Baka. Want ons weet dat die hele wêreld in baringsnood is, tot nou toe. Ons is kinders van die val. Ons is nasate van Adam en Eva. En daarom is daar 'n Baka. Goed, kom ons gaan na die tweede punt. Kom ons gaan na gereedmaking vir Baka. Dit vind ek baie interessant, dat die Psalm nie net vir ons sê, as ek deur die droë laagte trek, en dus vir ons 'n aanduiding gee, dat daar so 'n plek is, soos die vallei van Baka nie, maar ook dat hy die oplossing gee, vir hoe om staande te bly, wanneer jy in Baka beland, en dis vir my betekenisvol. 3 keer in die Psalm, gebruik Korag, die kinders van Korag, die woord welgeluksalig. In vers 5, in vers 6, en in vers 13. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Wie gaan in Baka in en gaan op sy voete bly? Hulle wat woon in die huis van die Here. Mense wat getrou is in hulle diensbaarheid teenoor God. Maar dan word daar 'n kwalifikasie bygevoeg. Hulle wat woon in die huis, hulle prys u gedurig. Sien jy dit daar in vers 5? Hulle prys u gedurig.
Veral mense wat gewoond is om God te prys, hulle oorwin Baka. Toon my 'n man en 'n vrou wat God gedurig prys, en ek toon jou 'n oorwinnaar oor die vallei van Baka. Dawid sê in Psalm 141 vers 2, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. 141 vers 2. In Exodus 29 vanaf vers 38 word vertel van die môreoffer en die aandoffer, en dis wat Dawid hier in gedagte het. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Die aandoffer word beskryf in Exodus 29, waar Moses opdrag kry om in die oggend en in die aand 'n jaar oud lammertjie te offer met wyn, olie en meel. En dan sê God, as julle dit geoffer het, as 'n vuuroffer en die rook nou opgaan, dan ruik God natuurlik die offer. En dan reageer God drievoudig, ek sal neerdal en by julle wees. Ek sal met hulle spreek. Ek sal hulle deur my teenwoordigheid heilig. Wil jy graag hê die Here moet met jou praat? Ek vra, wil jy graag hê die Here moet met jou praat? Dan moet jy begin om God te prys met handopheffing. Want soos jy jou hand ophef, so is die offerrook wat opgaan in die neus van God, sê Exodus. Dawid sê, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan. Die opheffing van my hande, soos die aandoffer. Die offer gaan op, die rookie gaan op, die reuk. God, as jy jou hande ophef, dan ruik God jou gebed. Dan daal hy neer en hy praat met jou. Dis die man en vrou wat Baka oorwin. As dan nog 'n ander baie interessante, en ek praat kortliks net oor hierdie verwysings. In Exodus 17 het die Israeliete teen die Amalekiete geveg, teen Amalek. En Moses het vir Josua gesê, kies jy vir jou manne uit, ek en Hur en Aaron sal op die heuwel klim, en môreoggend sal ek met die staf van my hand op die heuwel staan en dit ophef na die hemel. En dit het so gebeur, maar sy hande het swaar geword om die staf so op te hou, en toe laat sak hy sy hand, en toe was Hur en Aaron daar, om sy arm te ondersteun. Hulle het sy arm in die lug gehou, en solank Moses se arm in die lug was, het die Israeliete die oorwinning oor Amalek behaal. En toe hy nou uiteindelik so moeg word, toe sit hulle 'n klip onder hom, en hulle laat Moses op die klip sit, en die een het hierdie kant, en die ander het daai kant gestaan, en sy hand vasgehou tot die aand toe, sodat Israel 'n klinkende oorwinning oor Amalek behaal het. Maar wat daarop volg, is die betekenisvolle. God sê vir Moses, na hierdie oorwinning, skryf dit op in 'n boek. Skryf wat hier gebeur het op in 'n boek, as 'n aandenking vir Josua. Die hand opgehef met die staf in die hand. Dan sê hy tweedens, Moses het vir die Here God 'n altaar gebou, en dit genoem, die Here is my banier. Jehovah of Yahweh Nissi. Die Here is, the Lord is my banner. Dis die strydvlag van God, waaronder Israel gewandel het om die oorwinning oor die Amalekiete te behaal. En dan kom hy in die volgende versie en hy sê, waarlik, die hand op die troon van die Here. Hoor dit? Die hand op die troon. Dus toe Moses sy hand ophef met die staf, toe raak hy aan die troon van God in die gees. Want daar staan dit, waarlik, die hand van die Here, die hand op die troon van die Here, en toe vloei daar krag van God.
deur die troon, uit die troon, deur Moses tot by die oorwinning oor die vyand. En ek wil vanmôre vir julle sê, as jy God prys met handopheffing, dan raak jy aan die troon van God. Nie net is jou hand wat jy ophef, soos 'n rook wat opstyg in die neus van God nie. Dit is die een deel, dis die een waarheid, en dan kom God praat met jou, en hy heilig jou, en hy seën jou met sy teenwoordigheid. Dis die een deel. Eksodus 29, die ander deel is, as jy jou hand ophef om God te prys, dan raak jy aan die troon van God in die gees. Wanneer ek dus die Here prys, en ek steek my hande op, ek maak nie net so nie. Ek steek my hande behoorlik op voor God. En dan raak ek aan die troon van God in die gees, verstaan jy dit? In die gees, en dan glo ek dat daar krag van God vloei, om my die oorwinning oor die vyand te gee. Prys sy wonderlike naam. Dis die eerste welgeluksalig. Wie oorwin Baka? Hulle wat woon in u huis, wat u gedurig prys. Want as jy die Here prys, dan bly jy op jou voete, wat ook al met jou gebeur. Begin om te leer om God voortdurend te prys. En prys hom met handopheffing. As jy alleen daar in jou huis is, in jou slaapkamer, waar ook, steek jou hande voor God op. Paulus sê, ek wil dan hê, 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid, en heilige hande ophef, sonder toorn en twis. Maar daar is 'n tweede welgeluksalig, dis vers 6, is dit nie? Vers 6 sê, welgeluksalig is hulle, is die man, of die mens, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Dis my een van die mooiste uitsprake oor 'n toegewyde lewe. Daardie vrou het in haar hart gebaande weë. Dis 'n oopgetrapte pad. Ek sê 'n gebaande weg is 'n oopgetrapte pad. As jy in die veld kom en na in die wildtuin waar ek nou onlangs was, dan sien jy die paadjies, die voetpaadjies, soos die wil dit ooptrap. Jy moet 'n oopgetrapte pad in jou hart hê. En daar is net een saak, een ding waarmee jy jou pad kan ooptrap, en dis met die woord van God. Waarmee sal die jongeling sy weg suiwer hou? Deur dit te hou, dis nou Psalm 119 vers 9, deur dit te hou na u woord. As ons in die lig wandel, jy's op 'n pad sien nie, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Trap 'n pad oop in jou hart met die woord en vir die woord. En wanneer jy in Baka kom, sal die woord wat lewend en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard en deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en 'n beoordelaar is van die oorlegginge en gedagtes van jou hart, jou denke suiwer hou voor God en die geloof laat opborrel in jou binneste. Dis 'n oorwinnaar oor Baka. Iemand wat die Bybel liefhet en die skrifte in sy hart bær. Die derde oorwinnaar oor Baka, vers 13, is die mens wat op God vertrou. Hebreërs 11 vers 6 sê sonder geloof. Hy sê eers vers 1 die geloof, dan is 'n vaste vertroue. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy moet twee dinge glo. Jy moet glo dat God bestaan. Ek glo God bestaan. Ek staan al 53 jaar in sy diens.
Ek sê, ek staan al 53 jaar voltyds in sy diens. Teen hierdie tyd weet ek hy bestaan. Ek sê, ek weet my werkgewer bestaan. Ek het hom nog nooit gesien nie, hoor. Ek het my werkgewer nog nooit gesien nie, want ek het nog nie in Sion gearriveer nie. Ek is nog op pad van Leidenburg na Sion. En ek weet nie of daar 'n ander baka vir my wag nie. Dis moontlik, hoor. Dis moontlik. Maar al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf. Wie is nog in baka? God. Sien jy dit? Sien jy dit? Jy gaan nie alleen in baka in nie. Die Here is met jou. En dan kom ons by die derde punt waaroor ek wil praat. Ek praat oor 5 puntjies. Die derde is gebede vanuit baka. 'n Man en 'n vrou wat in baka is, bid. Maar wat bid hulle dan? Dit staan vers 9 en vers 10. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. 10. O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Dis kort gebedjies, nê? Hoor. Al wat jy vir God sê is, hoor, luister, aanskou, kyk. Wanneer jy in baka is daar nie 'n tyd vir fancy gebede nie. Wanneer 'n mens pyn het, dan probeer jy nie mooi gebedjies uitspreek nie. Dis nie tyd vir mooi gebedjies nie. Inteendeel is Romeine 8:26 van toepassing, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, of wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. In baka weet jy nie wat om te bid nie, en as jy bid, dan is dit net, hoor, is 'n uitroep, is 'n smeekgebed, luister, kyk. Dis hoe ek gevoel het die oggend toe ek my oë in baka oopgemaak het en ek en Helen daar gesit, mekaar se oë gekyk en 'n traan uitgebars het. Daar's vir niks anders, verlang gebede, staan nie tyd nie. Nie in baka nie. As jy lang gebede wil bid, dan bid jy dit voor baka of anderkant baka. Soek jy God se aangesig en kan jy lank in God se teenwoordigheid in gebed deurbring. Dis in orde, dit hoort so. Maar in baka is dit die skietgebed. Staan ook so geskryf in 1 Petrus 3 vers 12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Vierdens, nou kom ons by die geloofsbelydenis vanuit baka, en dis vers 12. Kyk 'n bietjie na vers 12. Vers 12 sê, want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Die Here is 'n son. Ek glo, dis 'n geloofsbelydenis, ek glo God is 'n son. Ek glo God is 'n skild. Ek glo God gee genade. Kyk daar na die versie. Ek glo God gee eer. Ek glo God voorsien. Hy sal die goeie nie onthou. Julle weet mos wat is 'n geloofsbelydenis. Veral in die sisterskerke, Afrikaanse sisterskerke, was dit vroeër die gebruik om op 'n Sondagoggend
die apostoliese geloofsbelijdenis te bely. Uit die 3de eeu na Christus. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, bestorwe en begrawe is, neergedaal het na die doderyk, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die vlees. En ek glo aan 'n ewige lewe. Dit is 'n geloofsbelijdenis. 'n confessio. Die geloofsbelijdenis van die apostoliese vaders. En hier, in Psalm 84 vers 12, is ook 'n geloofsbelijdenis wat uit 5 punte bestaan. 1, ek glo God is 'n son. Want hy sê mos, want die Here God is 'n son en 'n skild. Ek glo God is 'n son. Ek glo God is 'n skild. Ek glo God gee genade. Ek glo God gee eer. Ek gaan nou 'n voorbeeld noem. Ek glo God voorsien. Dis interessant. Hy sê want die Here God is 'n son. Sien nie daar in vers 12? Want die Here God is 'n son. Hy sê nie hy is soos die son nie, hy sê hy is 'n son. Hy kon ook gesê het soos die son, dan was dit 'n vergelyking. Mens kry dit ook in die Nuwe Testament in Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daarvan bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. God is 'n son. En die son gee lig. Die son gee energie. En die son gee krag. As God my son is, dan kan ek sien waar ek loop. En ek wil vanmôre vir julle sê, ek kan sien waar ek loop in hierdie lewe. My skoonvader, Helen se pa, Kosie Verster, het gesê, wandel in die lig, dan gebeur die dinge van die lig met jou. Julle jong mense, hoor wat ek nou sê. Wandel in die lig, dan gebeur die dinge van die lig met jou. Wandel in die duisternis, dan gebeur die dinge van die duisternis met jou. Die Here is 'n lig, die Here is 'n son. Hy gee lig, hy gee energie. Waar kom ons energie vandaan? Van die son af. Waar kom die energie van vuur vandaan? Van die son af. Waar kom die energie van plante om voedsel te produseer vandaan? Van die son af. Toe ek nou in Prieska gepreek het, Prieska, wie van julle was al in Prieska? Omtrent die hele gemeente was al in Prieska, behalwe hierdie kant. En as jy weer met vakansie gaan, ry jy slag deur Prieska. Jy ry Kimberley toe, en van Kimberley af ry jy Douglas toe, en van Douglas af ry jy Prieska toe, en as jy opgaan noord, ry jy deur Marydale, en dan ry jy deur Groblershoop, en dan kom jy in Appington. Dan gaan kyk jy na die ou Grabbies waterval, hoor. Nou ek het van die huis af opgereken, my eerste stop was in Prieska, by die Prieska Christen gemeentes waar ek gepreek het, en daar is broer Bertie van Heerden, in beheer van die gemeente. Ag, ek het dit so geniet, behalwe dat dit die Saterdag 47,5 grade Celsius was, in Prieska. Ek het in my lewe nog nooit so warm gekry nie. Gelukkig het hulle lekker ligverreëling, net soos julle in die kerk, so dit kon goed gaan in die prediking. Maar toe vra broer Bertie my, hy sê, Lemmer, waar gaan jy nou heen? Ek sê, hier vandaan gaan preek ek in Appington. Woensdag aand by die Volle Evangelie Kerk en donderdag aand by Morletta Park van Pretoria se takgemeente in Appington, Morletta Kalahari gemeente. En dan ry ek terug Douglas toe, dan gepreek ek die Sondag in Douglas en deur die week.
En dan ry ek Pretoria Noord toe, en dan gaan preek ek by die Volle Evangelie Kerk in Pretoria Noord. En as ek daar klaar is, ry ek Witrifuur toe, en dan gaan preek ek in Witrifuur, hou ek daar dienste. En dan gaan kuier ek by vriende na by Hoedspruit, en ry ek van daar af Lydenburg toe, en dan gaan ek 4 dienste in Lydenburg hou. En van Lydenburg af ry ek die woensdagoggend Barberton toe via Nelspruit, en dan gaan preek ek woensdag aand hierdie week in Nelspruit, in Barberton. En dan gaan kuier ek Vrydag aand by vriende in Nelspruit, en dan ry ek Saterdag deur Rand toe, en dan gaan preek ek Sondagoggend in Carletonville. En dan gaan ek terug, en dan preek ek volgende naweek in Sinnowil in Pretoria. En ek is daar by vriende tuis, en dan ry ek weer van daar af Leeudoringstad toe, en dan gaan preek ek op Wolmaranstad by die AGS. Dis jou wêreld. En dan ry ek van Wolmaranstad af, Leeudoringstad, Bloemfontein toe, en dan gaan preek ek daar, en dan gaan ek huis toe. 2 maande, wat ek weg is van die huis. Hoekom dan? Eerstens, om vir God te werk. Tweedens, om brood op my tafel te sit. Hy sê, waar kry jy, Bertie sê, waar kry jy die energie? Ek sê, by die son. My son, kan iemand 'n hand ophef en sê, Here God, my son, want die Here God is 'n son en skild. Wil julle vir hom sê, U is my son, U is my son. Hy gee lig, hy gee energie, hy gee krag. Julle weet dit, ek het dit in die verlede hier gesê, ek wil aangaan, ek wil graag vir die liewe Here werk tot ek 83 jaar oud is. Ek het dit al gesê hier. 83, dis nou nog 6 jaar van nou af. Minder as 6. Ek het begin toe ek 23 was. Toe was ek 'n voltydse predikant. En as ek kan werk tot ek 83 is, dan het ek 60 jaar diens. En dis my gebed, dis my behoefte wat ek vir die Vader gee. Vader, geef my guns dat ek 60 jaar diens aan U kan lewer. Hierdie werkgewer wat ek nog nooit met my oë gesien het nie, maar wie se stem ek elke dag hoor. En ek hoor sy stem deur die woord. En soms hoor ek sy stem in my hart deur sy gees. En soms praat hy met my in 'n droom. Alhoewel die meeste drome wat ek droom, kom van te veel vleis eet die vorige aand. Maar die Here God het al met my in sy genade gepraat in 'n droom. Is die Here nie goed nie? Ek vra, is die Here nie wonderlik nie? Is die Here geseënd? Geseënd is sy naam. En dan sê die belydenis verder, die Here is my skild. Natuurlik, uit die wapenkamer van God neem ons ook die skild van die geloof op. Kyk in Efesiërs 6:16, behalwe dit alles, neem op die skild van die geloof, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Daardie skild kom uit die wapenkamer van God, waar daar verskillende wapens is, en verdedigingswapens en aanvalswapens, maar God is self 'n skild. Soms stuur hy sy engele om ons te bewaar op al ons weë, maar soms gebruik hy eenvoudig die naam van Jesus om ons te beskerm. God is 'n skild. Derdens, God gee genade. Hy gee guns. In my lewe, en as ons eenmaal in die hemel kom, sal ek julle vir 'n paar jaar daar besig hou om te vertel van die guns van God in my lewe hier. Ek het nie tyd om dit te herhaal nie. Een van die gunste wat God my gegee het, was dat die vrou gisteraand vir my 'n heerlike ete voorberei. Ek sê dis 'n guns van God. Is dit nie genade nie? Ek wil nou nie sê wat alles op die tafel was nie, maar dit was heerlik. Jy is so 'n uitstekende kok. Susters, kom en maak die toebroodjies vanmiddag 4:00. Moenie wegbly nie. Sy kan goeie toebroodjies maak, maar nie sy alleen nie. En dan sê hy verder, wat staan daar
in Johannes 1 vers 17, die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek is nie onderhouer van die Sabbat nie. Elke dag is my Sabbat. Elke dag is my dag van toewyding aan God, volgens Hebreërs 4. En ek volg nie Moses nie. Ek is nie 'n volgeling van Moses nie. Die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Hy is my verlosser. Trouwens, die wet kan jou nie red nie. Die wet het nog nooit enige mens regverdig laat staan voor God. Lees in Galasiërs 3, dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Ek volg Jesus. Ek lees Moses, ek lees die Ou Testament, ek is lief vir die Ou Testament, maar my saligheid lê in my verlosser, en sy naam is Jesus. Hy is die groot voorsiener. Hy is die groot voorsiener. Ja. Nou goed, nou kom ons by die laaste puntjie, en dit is gevolge van Baka. Jy kan nie dink dat as jy in die vallei van trane beland, daar gevolge kan uitspruit nie. Maar die vallei van Baka het gevolge. Dit is in vers 7 en vers 8. Kyk, vers 7 sê, as hulle deur die droë laagte gaan, maak hulle dit 'n fonteinland. Hulle wat op hulle voete bly, hulle wat welgeluksalig is, hulle wat God prys, hulle wat die woord in die hart het, hulle wat op God vertrou. As hulle deur Baka gaan, dan breek die fonteine agter hulle uit. Ek sê, dan breek die fonteine agter hulle uit. Hulle stap deur die droë laagte, en hier breek 'n fontein uit, en daar breek 'n fontein uit. En die ander wat volg, drink van die lewende water, wat uit die fonteine stroom. Baka het produkte. Hierdie boekie Embraced by Grace het Helen die afgelope, julle het nog nie die boek hier gesien nie, maar Helen, my vrou, het die boek geskryf. Sy het aanvanklik geskryf potpourri uit pyn, die Afrikaans, en toe het sy dit gaan herskryf in hierdie boekie Embraced by Grace, nadat ek en sy in 1989 deur Baka gestap het sy onlangs hierdie boek geskryf. Hierdie is 'n produk van Baka. As jy van iemand weet wat 'n kind aan die dood afgestaan het, dan is dit die boek om te koop en vir so een te gee, maar lees hom eers self. Baka het 'n produksie. Daardie droë laagte het 'n produksie. Dis goeie grond. Daar waar dit vir jou voel of God jou verlaat het, en hy jou nie verlaat het nie. Daar waar dit vir jou voel asof trane jou spyse is dag en nag. Daar waar dit vir jou voel asof die vure rondom jou brand. Daardie grond is uiters vrugbaar. Kyk met 'n ander hoek na jou krisis. Kyk uit 'n ander hoek na jou probleem. Is dit nie so nie dat in die bediening, dis ook waarvoor ons daar is, maar mense baie keer kom kla en kom ween oor hulle krisisse en oor hulle pyne, hulle hartsere, oor hulle ontriewe, oor hulle ontberinge. As hulle net kan weet dat daardie grond vrugbare grond is. Want Baka lewer sy produksie. Kyk hier. Die boek is daar beskikbaar. Die gevolge van Baka. Daar is nog 'n gevolg.
Kyk wat sê vers 7. Vers 7 sê, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën. Kyk, dit staan daar. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Ek vra u, van wie af kom die reën? So wie is daar in Baka? By jou. Ek vra, wie is daar in Baka na by jou? As jy deur die droë laagte trek en die fonteine bars so uit hier agter jou in die droogte, wie giet die reën oor jou uit? Wat 'n soort reën is dit? Wat sê die versie? Ook oordek die vroeë reën. Is dit 'n laat reën? Ek wil amper vra, kom God eers agterna by? Skrik God eers agterna wakker? Nee. Die oomblik as jy in Baka ingaan en jy bly op jou voete en jy prys die naam van die Here en die fonteine breek hier agter jou uit en Baka lewer 'n vrugbare produksie, dan benat God jou met die reën uit die hemel. Net voordat Paulus tydens sy eerste sendingreis in Lystra gestenig is, sê hy in Handelinge 14 vers 17, God het homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. God lewer 'n getuienis teenoor jou, deur die reën wat hy op jou laat val, die vroeë reën wat hy tydens Baka op jou uitstort. Dit is die gevolge van Baka. Vers 8, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Psalm 84. Kollega, kom staan hier by my asseblief. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag Psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs van die Mossie huis, is nie net ons wat in die huis van die Here woon nie. Selfs van die Mossie huis en die Swaakie en Nesvraar. Miskien is daar nog 'n Akedissie ook. Miskien is daar nog 'n spinnekoppie ook wat graag in die huis van die Here woon. Het jy al 'n spinnekoppie hier gekry in hierdie geboue? Sien? Maar Korag sê, selfs van die Mossie huis en die Swaakie en Nesvraar waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëning. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde, want 'n dag in u voorhoewe. Net sommer daar by die ingang van die kerk. 'n Dag by u voorhoewe is beter as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou.
Loof die Here. Jy het dit geniet. Ek hoop jy sien kans vir vanaand. Maar ja, 6 uur vanaand. En dan nog na vanaand net 2 sessies. So, asseblief, kom ons weer 6 uur hier. Die dames onthou nou asseblief daai broodjie afspraak. Drink 'n ou koffietjie gou daar saam met ons, groet so 'n paar mense.